Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan baie goed met jou vandag. Van my en die hele beleefspan af, baie dankie dat jy weer inskakel saam met ons vandag. Nou kan ek vir jou vinnig 'n geheim vertel, nee? En is jy reg vir hierdie geheim? Een van die grootste misverstande wat baie gelowiges het, is dat Jesus amper soos 'n reddingsoperasie is wat later bygekom het, nee? Asof God eers geskep het, toe die mens geval Adam en Eva droog gemaak en toe moes hy vinnig 'n reaksieplan maak, 'n noodplan, hy moes 'n ander plan maak, 'n plan B. Maar dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Ons lees weer vandag in Efesiërs 1. Kyk gou saam met my. Deur wat Christus gedoen het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Geliefde, let op daardie woorde. God het vooraf besluit en omdat dit is hoe hy dit wou hê. Met ander woorde, God is nie deur die geskiedenis en deur omstandighede van Adam en Eva, van die dinge wat uitspeel in die wêreld, verras nie. God is nie deur sonde oorrompel en onkant gevang nie. God is nie deur die mense val spreekwoordelik in 'n hoek gedruk nie. Jesus was nog altyd die plan, en daai plan was van die begin af die plan. Dis hoekom die kruis so heilig en so kosbaar vir ons is. Want wanneer Jesus sterf, sien ons nie 'n desperate God wat probeer skade beheer nie. Ons sien eintlik 'n heilige, liefdevolle, almagtige God wat van die begin af geweet het dat sy seun die weg, die waarheid en die lewe sou wees, die weg van verlossing sou wees. En dit maak Jesus vir ons eintlik net nog kosbaarder. Want is dit nie net 'n antwoord, Jesus is nie net 'n antwoord op jou sonde nie, hy is die middelpunt van God se ewige plan. En dit beteken ook, jou redding en my redding is nie net op iets tydsliks of onseker nie, nee, dit rus in Christus Jesus, wat van die begin af deur God bestem is as verlosser. Geliefde, Jesus is plan A, dan beteken dit jou redding is nie 'n brose ding nie. Dit beteken dit dat jou hoop staan op iets wat lankal deur God vasgemaak is. Nou miskien voel jy soms of jy al te veel gemors gemaak het, nee, asof God nou maar net moet probeer om iets met jou lewe reg te kry. Geliefde, nee, in Christus sien ons dat God se genade baie dieper gaan as dit. Hy red jou nie net met 'n hastige plan nie, hy red jou met 'n ewige plan, en dis diep, dis kosbaar, dis presies hoekom Paasfees nie net 'n tradisie is nie, dis 'n viering van God se ewige wysheid, van sy ewige liefde, sy vaste voorneme in Jesus Christus. Ek hoop dit bemoedig jou, en geliefde, as hierdie woorde jou bemoedig en jou hart roer, nee, dan wil ek jou aanmoedig. Deel dit dalk met iemand, deel dit met iemand wat dalk dink Jesus is plan B, wat nog nooit besef het Jesus is eintlik plan A nie. Dankie vir almal wat inskakel, dankie vir almal wat subscribe, maar ekstra dankie vir elkeen van ons wat hierdie boodskappe aanstuur vir ander mense. Geliefde, Jesus was nog nooit plan B nie, hy was nog altyd plan A. Kom ons bid saam. Jesus, vandag wil ons U eer en ons wil U vier dat U is plan A van die begin af. Here, dankie dat U voor die grondlegging van die aarde het God bestem dat Jesus Christus vir ons saligmaker en verlosser sal wees, en nie net tot ons redding van sonde om hemel toe te gaan nie, maar ook om so die menigvuldige wysheid van wie God is deur ons lewens sigbaar te maak in hierdie wêreld. Daarom wil ek vandag, Here, sê eerstens dankie vir die werk wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie dat U ook vandag aan die regterkant van God sit en vir ons heeltyd intree. U is ons intercessor daarbo in die hemel. En dan dankie ook vir die belofte van die Heilige Gees wat ons in staat stel om te kan weet ons is kinders van God. Ons word verseël, ons word omring en gevul met die Heilige Gees, en deur dit leer ons om te wandel anderste hierdie kant van die hemel. Here, daarom wil ons vir U vandag net sê dankie vir wie U is, wat U is en wat U nog altyd gaan bly doen in en deur ons lewens. Ons loof U, ons eer U en ons sê vir U dankie. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.